En dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met ons in die ateljee te verwelkom Dr. Pieter Groenewald, die minister van korrektiewe dienste. Dr. Groenewald, goeiemôre en welkom. Doopie, goeiemôre en baie dankie en ook goeiemôre aan al die luisteraars. Maar die Doopie probeer nou al baie lank om dokter hierso te kry. Hy lewe vir vandag. Hy is so opgewonde. Ja, dit is so 'n bietjie van 'n fan oomblik vir my. Dan Doopie, nee, baie dankie, ek waardeer dit. Ek het julle nie vergeet nie. Maar wat gebeur het is die parlement is daarom nou in reses. Ja. So ek hoef nou nie die hele tyd op en af te vlieg nie. So ons het nou meer tyd. My hoofkantoor is in Pretoria, so dis hoekom ons hier is vanoggend. Vat hulle 'n bietjie verlof nou, dokter? Sê weer? Vat hulle 'n bietjie verlof nou, die parlement. Die parlementslede vat verlof. Maar dis nie regtig verlof nie, ons moet daarom nou billik ook wees. Ja. Onthou dis 'n verkiesingsjaar hierdie. En nou is hulle in die veld. Maar afgesien of dit nou 'n verkiesingsjaar is of nie, maar jaarliks is dit gewoonlik hier oor Julie maand. Is dit 'n reses? Okay. En dis nie iets niets nie. Onthou voor 94 het die parlement net gesit van Februarie tot einde Julie. Wow. En dan het hy eers weer die volgende jaar gesit. Yes. Voor 94. Manne, dis rustig gevat. En hulle het dit baie rustiger gevat. Maar dan moet ons ook sê hulle het dalk baie vinniger gewerk die eerste 6 maande. Ja, 'n bietjie harder gewerk. Nie klomp komitees gestig nie. Ja, dis reg. So by die gevolg is dis nie iets snaaks om nou reses te hê nie. Maar dit pas vir my as 'n minister. Met ander woorde, nou gee ek aandag aan baie ander dinge. Ja, Ek kan dinge nou wat by dokter nooit uitkom nie. Ja, wat soos byvoorbeeld ek gaan nou in hierdie tydperk besoek ek nou baie van die tronke ensovoorts, onaangekondigde besoeke. Wel nou weet hulle jy kom want al die boewe luister na hierdie show. Ja, maar jy moet onthou ek het so 239 operasionele tronke, so hulle weet nie na watter een ek toe gaan nie. Hoorie, dokter, nou kom ons begin net gou met die mees onlangste nuus. Dinsdag se optog is nou agter die rug en die fokus van Suid-Afrikaners wat by hierdie was, is nou die onwettige immigrante. Nou, hoe groot rol speel hierdie buitelanders in terme van misdaad in Suid-Afrika en dan die bevolking in ons tronke? Wel, as ons praat oor misdaad, uit die aard van die saak, as 'n mens baie keer sien, veral as ons gaan kyk na plaasmoorde, dan sien ons baie van hierdie plaasmoorde word juis deur buitelanders gepleeg. Maar kom ek gee die statistiek in terme van ons personiers, of die bevolking daarvan. Ek het op die oomblik ongeveer 27,000 buitelanders in ons tronke. En daarvan is dit, kom ons maak 'n basies helfte, wat reeds gevonnis is, en dan die helfte wat nog gevonnis moet word, verhoorafwagtendes. Nou, ek is besig met 'n proses, toe ek minister geword het ek gesê, ek gaan my beywer, ek wil hulle terugstuur. Want dit kos die belastingbetaler op hierdie stadium nou R482 per dag, per personier. Ja, as mens daai sommetjies maak, is dit baie. Wel, jy kan die sommetjie maak, met ander woorde, die buitelanders alleen kos ons in die omgewing van 11,5 miljoen rand per dag. Yes. So as ek hulle kan terugstuur, dan is dit nie vir die belastingbetaler nie. Nou ons het reeds 'n ooreenkoms gesluit met Botswana op hierdie stadium. Ons is besig, dan moet ek ook sê die grootste hoeveelheid van buitelanders in die tronke op die oomblik is Zimbabweërs, dan is dit Mosambiekers, dan Malawiërs, en dan kom Lesotho in die prentjie. So, as ons daarmee kan slaag, dan sal ons 'n bietjie verligting bring, want dit dra ook by tot die oorbevolking in ons tronke. Ek het 'n geweldige probleem met dit. Ek het nou eendag vir die president gesê, ons probleem is, die tronke is vol en die kerke is leeg. Dis korrek. Ja, hy het nogal gehou van die vergelyking. So ons sit met 'n geweldige oorbevolking. En kom ek gee vinnig sommer daardie statistiek ook, want ons wil nie heeltyd oor statistiek praat nie. Op die oomblik het ek so net 'n rapsie oor 107,000 gevonnisde lede in die tronke. En dan sit ek met 'n probleem van ongeveer so 63,000 verhoorafwagtendes. Nou ons het ook net so effens oor die 107,000 beddens. So daar's genoeg beddens vir die wat gevonnis is. Maar die verhoorafwagtendes is 'n probleem. En daai probleem is geweldig. Ek glo nie ons luisteraars weet dit nie, maar ek het byvoorbeeld so 3-4 verhoorafwagtendes wat al vir langer as 10 jaar wag dat hulle saak afgehandel moet word. Jo. Nou ek dink in 'n sekere opsig is dit 'n
aanduiding van die probleem van ons strafregstelsel. Want hulle moet hof toe gaan, hulle moet verhoor word. Ja. So dit is my min of meer die agtergrond daarvan. So, dokter praat nou van Botswana met wie daar nou 'n ooreenkoms is, maar want ek het so by myself gewonder toe ons hoor van die oorbevolking en nou vir al die buitelanders wat in die tronke is. Dit is seker 'n groot proses om aan die gang te kry om hulle dan nou uit te kry. Ja, inderdaad. Wel, kom ek sê so, die praktiese uitvoering daarvan is nie te moeilik nie. Okay. Jy laai hulle in 'n bussie en jy stuur hulle terug. Presies, inderdaad. Jy is heeltemal reg wat dit betref. Maar om terug te kom, Nina, na jou aspekte, die groot ding gaan oor om so ooreenkoms gesluit te kry. Maar dan moet ek ook sê, ek is ook besig om nou die 'n wetswysiging by die parlement deur te voer. En dit is dat ons sit met die korrektiewe dienste wet wat bepaal dat hulle moet by ons bly. So ons moet nou eers die wet van Suid-Afrika verander om te kan sê nee, Wow. ons wil hulle nie hê ons nie. hoef hulle nie hier te hê nie. Ons wil hulle juist terugstuur. Ja. Nou, Doopie, jy begin praat oor die hele aangeleentheid van March en so aan in die buitelanders. Dit dra gelukkig by dat die parlementslede ook, bietjie hulle wakker begin nou saamstem, dat ons met hierdie wet wysig. So ek hoop, dat sê teen die einde van die jaar, is daardie wet gewysig. Ek is besig met groot veranderinge in die wet. Dit gaan ook oor die paroolstelsel, maar ek het hierdie aspek, dis basis artikel 73 aangeleentheid, dit uitgehaal en fokus op dit om deur die parlement te kry. So dan kan ons hulle terugstuur. Okay. Dit Op daai bussie en uit. Dis reg. Hoorie, dokter, ons gaan nou verder met jou gesels. Dr Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, saam met ons. Kom ons kyk net eers gou wat gaan aan op die Vamps en Demi Lovato, Somebody to You, Groot FM 90.5. Saam met ons Dr Pieter Groenewald, die minister van korrektiewe dienste. Baie lekker om hom hier te hê. En Ek wil nou net, ons het nou net letterlik voor die breek gepraat oor die buitelanders. Sorry, ek gaan nou aanbeweeg, maar nou dink ek net by myself, as die wet nou gewysig word en ons stuur hulle terug, dan moet die grensbestuur en alles nou natuurlik ook saamwerk en opgeskerp word. Dat hulle nie net weer kan terugkom die kant toe nie. Jy is heeltemal reg, Nina, en jammer ek het net nie vir jou gesê goeiemôre nie, so ek kan daar nou weer sê goeiemôre. Nee, kom, jy is absoluut reg. En ek kan maar sê, ek het by 'n bepaalde geleentheid het ek gesê, want natuurlik word hierdie hele buitelandse aangeleentheid baie bespreek op verskillende platforms in die kabinet en kabinetskomitees en goed, ek mag nie sê wat word alles gesê daar nie. Maar die feit van die saak, my standpunt is dat ons kan al hierdie mense uitvat, maar dan moet ons sorg dat hulle weer kan terugkom. Presies. Ek het byvoorbeeld op 'n sekere platform het ek gesê, dis my regtig gesê, hier's baie buitelanders wat byvoorbeeld dat hulle nou 'n bietjie huis toe gaan. Dan sorg hulle dat binnelandse sake hulle vang. Dan is hulle onwettige immigrant en dan sê hulle, dan word my kostes betaal per bus om my terug te stuur huis toe en so na 3 maande is ek weer terug. So ek gaan nou so 'n bietjie vakansie met 'n gratis vervoer soontoe. En dis werklikhede wat gebeur. En daar word kan dit daarom ook nou vir ons luisteraars sê. Met hierdie hele March is daar nou baie dinge wat gebeur. Voorsorgmaatreëls wat getref word en deel daarvan is, onthou ons het nou die grensbestuursagentskap wat nou moet kyk dat daar beter beheer en kontrole is. Maar jou groot probleem is, ek sê daar moet 'n politieke wil wees om te verhoed dat hulle inkom. En die March het dit aangewakker. Daar is nou 'n politieke wil om te besef, maar ons moet sorg dat ons onwettige, ek noem hulle onwettige, party sê ongedokumenteerd. Nou, jy kan baie tegnies raak, vir my is, as jy ongedokumenteerd is jy eintlik onwettig. onwettig, ja. Ja, so kom ons praat van onwettige immigrante. Dat daar moet opgetree word. Want die mense, kan ek sê die burgers van Suid-Afrika, kom in opstand daaroor. Dis hoe eenvoudig dit is. En moenie 'n fout maak nie. Hulle plaas druk op byvoorbeeld gesondheidsdienste, op watervoorraad, op werksgeleenthede. En natuurlik, as dit 'n wettige immigrant is, dan is dit heeltemal aanvaarbaar. Dit wêreldwyd kan jy, as jy wettig daar is en jy werk en jy lewer 'n bydrae. Maar die norm gewoonlik, die kriterium waarna gekyk word is wêreldwyd is
het jy unieke vaardighede wat jy kan bydra tot die opbou van 'n land. En dis waarna gekyk kan word. En ons kan maar vir ons mense sê, maak seker dat jy wel 'n wettige buitelander het, kan ek sê 'n buitelander is wat wettig hier mag wees. Want die boetes is swaar. Hulle kan jou beboet R10,000 per onwettige immigrant. En hulle doen dit. Ons moet ook maar vir ons luisteraars sê, daar's nou besluit dat daar word 10,000 arbeidsinspekteurs nie aangestel. So daar gaan inspeksies gedoen word. So hulle moet maar sorg dat ons maar binne die wet bly. Ja. Die manne in blou kom Anders weer. Ja, dit is reg. Asseblief, ek soek nie meer kliënte by my tronk nie. Kliënte. Nou so gepraat van hierdie kliënte, Dr. Groenewald, jy was natuurlik so baie mense wat gesê het fantastiese werk wat jy doen met die gevangenisdiens. Heel eerste met die bakkerye, dit is 'n groot sukses. En dan hierdie gevangenisse wat nou hulle moet hulle eie kos produseer. Dit is nie meer free for all daar binne nie. Want dit is besig om die staat baie geld te kos en jy wil natuurlik geld spaar. Is daar meer wat gedoen kan word om verder geld te spaar behalwe nou net die kosgroei en die bakkerye? Is daar 'n volgende plan? Ja, verseker. Toe ek minister geword het, het ek gesê, ek gaan fokus op selfvoorsiening. En dit sluit nou in bakkerye, ons landbouprodukte, selfs ons werkswinkels, ons byvoorbeeld maak ons eie uniforms en alles daarvoor. Wat die bakkerye alleen betref, het ek byvoorbeeld, kan ek nou maar sê, dat ons het in verlede finansiële jaar, is nou 25-26 finansiële jaar, net op brood alleen, het ons die belastingbetalers R77 miljoen gespaar. Sure. Nou, daar is op die oomblik het ons nou 12 bakkerye. Ek hoop om teen 2028 nog 7 by te voeg. En dan behoort ons 100% onafhanklik te wees. Dan hoef ons geen brood aan te koop nie. Nou net om daai perspektief te gee, en dit is waar die groot besparing onder andere, kan ek amper sê, gebeur. Ek het 'n geval gehad, laat ek eers daarby begin. Baie mense dink die minister besluit wie kry 'n kontrak. Die wet is baie streng. 'n Minister mag geensins betrokke wees by enige tenderproses nie. Dit is wat hulle sê om korrupsie te voorkom. Maar as die tender nou klaar toegeken is, dan mag ek as 'n minister begin 'n vraag vra en sê ek wil weet wie het die tender gekry, hoekom, waarom, wat ook al. En wat gebeur het met brood is, ek het nadat die tender toegeken is, het ek gesê ek wil weet want daar klagtes ingekom. En om 'n lang storieetjie kort te maak, ons het 'n tender gehad van waar die departement betaal R24.50 vir 'n brood. Nou dis die topprys wat jy betaal as jy die sê 900 gram brood gaan koop met allerlei vitamines by en alles. Dis die duurste wat jy betaal. Ek koop hier so fancy brood vir myself nie. Inderdaad. Woolworthsbrood. Ja. Dit ek gesê inderdaad nee, dis onaanvaarbaar. En ons het dit verlaag na R15. Maar omdat ons nou self produseer, skakel ons uit. In hierdie een spesifieke geval was haar 'n tenderaar. Hy het R1 miljoen 'n maand in sy sak gesteek. Hy het nie 'n bakkery nie. Hy bak geen brood nie. Maar wat hulle doen, jy kry tender vir R24.50, dan kry jy 'n subkontrakteur vir R15, jy steek R10 'n brood in jou sak. Ja, maar jy doen niks. Nou so skakel ons hulle uit. So ons gaan verder uitbrei, so ek sê nog 7. Dan sal ons 100% onafhanklik wees. Nou ons produseer 'n brood so in die omgewing van R8 'n brood. En ons moet ook onthou, jy kan nie sommer net enige kos voorsien nie. Die wet is baie streng. Dit moet voedsaam wees, dit moet sekere vitamines bevat ensovoorts. So julle brood bevat ook vitamines. Ja, verseker. Nee, en dit word getoets. Dit word getoets. Kyk, ons het byvoorbeeld die dieetplan aangepas. Hulle het vleis gekry. Want die wet sê hulle moet 'n sekere hoeveelheid proteïene wat hulle moet inkry. Maar toe verander ons dit na sekere vleisporsies na sojabone toe. En sojabone is hoog in vitamine, in veral proteïene. Dis daai kliënte van jou weer baie kwaad want hulle soek die vleis. Ja, die kliënte wil toe nou nie meer by my aanmeld nie, maar dis hulle probleem. So met die gevolg is, maar dit alleen het ons omtrent R200 miljoen 'n jaar gespaar. Yes.
Net dit, en ons voldoen nog steeds aan al die wetlike vereistes. So ons werk hard daaraan om meer besparings daar te stel. Ja. So ons sal voortgaan daarmee. En dan is daar natuurlik ons het landboubedrywighede, baie vleis, hoenders en varke, beeste, groente. Nou moet ek ook sê dat byvoorbeeld in so 1996, toe was Nkondo Balfour op daai stadium minister van korrektiewe dienste, toe lewer ek 'n toespraak, toe sê ek vir hom, jy moet laat die prisoniers werk. Hulle moet hulle eie kos produseer, want ek weet, die meeste tronke het hulle eie landbougrond gehad. Korrek. En toe wys hy so met sy hande, draai om sy ore, toe wys hy vir my, ek is eintlik bietjie mal om dit te wil doen. Nou ja, Nkondo Balfour sal seker nou in sy graf omdra as hy nou weet ek is die minister en ons fokus nou op dit wat ek gesê het ons gaan doen. Ja. So, toe dokter ook minister geword het, was daar stories dat dokter gaan kuier het en die tronke is geskit, nê, selfone en ek dink ek het gehoor van videospeletjies. Nou wat se interessante goede daar nog uitgekom wat dokter self gewonder het, hoe het dit hier gekom? Ja, kyk, dis 'n geweldige groot probleem. Want dit is deel van smokkelware. Selfone is 'n groot probleem. Want laat ek ook net dit sê vir ons luisteraars. Baie mense dink jy mag nie telefoniese oproepe maak as jy in die tronk is nie. Jy mag. Jy mag jou familie bel. Daar word beperkings gestel. Maar by die tikkie box. Presies dit. Jy moet dit daar kan doen, maar moderne tegnologie maak dit moontlik, hulle het 'n rekening. En dan word dit die bedrag maar net afgetrek van hulle rekening af. So hulle mag bel, maar binne die stelsel van die tronk. So jy mag nie 'n selfoon hê nie. En daai selfone is altyd 'n probleem. Ag, ons kan nou daaroor praat as julle wil, ons kan lank daaroor praat hoe hulle ingesmokkel word, maar grootendeels is dit korrupte amptenare. Want die ouens gaan byvoorbeeld tronk toe. Gaan byvoorbeeld hof toe, hierdie verhoorafwagtendes. En dan by die hof gebeur daar baie dinge, want onthou die polisie kom haal hulle die oggend, vat hulle hof toe en dan bring hulle weer terug. So is in die hande van die polisie, en dit is nie om blaam te verskuif nie. Hulle moet nog steeds, as hulle terugkom in die tronk, moet hulle behoorlik deursoek word. Maar dan kry jy amptenare, druk maar net die knoppie, en dan werk die skandeerder of wat ook al nie, 100% reg nie. En natuurlik, hulle is baie vindingryk. Ek het byvoorbeeld 'n besoek gebring in 'n tronk, waar geloof word baie goed erken, elkeen het die reg op sy geloof, en dan kry jy sulke skilder, jy kry 'n sekere geloof wat so 'n skild het, word van karton gemaak. Maar binne in daai karton was daar toe nou 'n selfoon. Toe haal ons hom nou uit, roep die prisonier, nee, sy het hom gekry by die hof. Ek vra toe vir hom nou, wanneer laas was jy by die hof? Toe so omtrent 2 jaar terug. Ja. Toe sê ek, jong, nou, ek is nou nie so hoog, kan ek amper sê, wat kennis betref, wat soos julle jong mense, wat vertel selfone goed betref, maar ek weet daarom of dit 'n nuwe generasie foon is of nie. Ja. Toe sê ek, hierdie foon is baie lank verby die generasie van 2 jaar terug. Ja. So, daai tipe van goed. As jy praat van snaakse goed, ja, die vindingrykheid is vir my nogal interessant. Ek sê altyd, die interessantste ding wat ek gekry het, want ons het sulke klopjagte wat ons uitvoer. En in Polsmoor in Weskaap het hulle klopjag uitgevoer, en toe is daar rou lam chops wat hulle gevind het. Nou, ek het Dis nice. Sê weer? Dis nice. Ek het eers geld vir lamchoppies by my eie huis nie. Ja, maar jy moet betaal daarvoor, want as hulle ingesmokkel word, dan kry hulle dit vir niks. Ja. Ja, nou ek het onmiddellik vir myself gesê, nou wat maak hulle daarmee? Toe het ek sê, nou braai hulle hierso. Nee, sê hulle, daar word nie gebraai nie. Maar so paar maande na uit te vind ons uit, maar daar word gebraai. Yes. En met hierdie gebraaier is dat dit is korrupsie. Ja. Nou, ek braai graag. Ek probeer elke Saterdag braai, saam met my seun of wie ook al daar is. En die gevolg is, ek dink enige ene wat al gereeld braai, jy sal onmiddellik, ek kan nou al ryk of 'n ou sê nou skaapbraai, beesekraai of varkbraai en daai tipe van goed. Nou ek laat my nie vertel dat die bewakers nie kan agterkom hier word gebraai in die tronk nie. Ja. 'n skaapie van alles. Ja, hy presies net dit. 'n choppie ryk jy heel ver. So met die gevolg is ons werk daaraan. Ons voer
daar word baie klopjagte uitgevoer. Ons het byvoorbeeld in die vorige finansiële jaar het ons 37,000 selfone wat ons gekonfiskeer het. Vandat ek minister geword het, is dit so in die 80,000 selfone wat ons gekonfiskeer het. Nou sien ek sal nou nie name noem nie, maar julle het nou gesien van mense wat nou op die lughawe gearresteer is toe hulle uit Amerika gekom het en Ja. ek kan hom die naam noem, hy het toe verwys na Louis Liebenberg en toe sê hy nee maar Louis is nou bietjie 'n ander sel want hy het 'n selfoon gebruik en toe vang hulle hom daarmee. So daar word streng opgetree as jy 'n selfoon by jou het. Minister, ons gaan nou 'n bietjie verder gesels. Ons moet net gaan na die nuushooftrekke toe gaan. So bly ingeskakel Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste saam met ons. Avicii met Without You, dis Groot FM 90.5. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste saam met ons. En dokter, een van die interessante goeters is natuurlik parool wat nou opgekom het, nê? Baie van die ouens wat vra, hoe word parool nou vir iemand gegee? Wie is kan jy vir iemand parool gee sommer net so en dan dit terugtrek en al die tipe goed. Ons 'n klomp nuus stories nou daaroor, maar in terme van parool, wat kan dokter vir ons sê spesifiek daarvan wat dit belangrik is om te weet? Ek dink wat belangrik is om te weet is dat jy kry twee kategorieë amper as hoofkategorieë of groepe as ek dit so kan sê. Daar word onderskei tussen persone wat byvoorbeeld lewenslank gefonnis is. Ons praat maar in die algemeen van lifers. En dan kry jy mense wat nou nie lewenslank gefonnis is nie. Nou die parool werk so en dit is belangrik vir ons luisteraars want vir my is 'n baie belangrike aspek die slagoffers van misdaad. En dan kry jy baie keer familielede wat as hulle hoor die persoon is uit op parool, natuurlik is raak van hulle beangs. Kom ons sê daar's 'n moord gepleeg. Nou nie almal wat moord pleeg kry lewenslank nie. En dan word hulle bang. Dan wil hulle weet. Nou kom ek sê so, die mense wat nie lewenslank gefonnis is, laat ek eers dit sê. Ons moet onthou voor 94, en selfs 'n bietjie daarna, as jy lewenslank gefonnis is, dan beteken dit na 25 jaar kan jy dan uitkom. Dis eintlik lewenslank. Maar die wet het intussen verander. As jy nou lewenslank gefonnis word en jy's 'n lifer, dan beteken vir die res van jou lewe is jy gefonnis. En dan, as jy na 2004 'n misdrijf gepleeg het, dan kan jy eers na 25 jaar in aanmerking kom vir parool. Ek dink 'n baie belangrike aspek wat mense moet weet van parool is, jy's nie geregtig op parool nie. Niemand is geregtig op parool nie, of jy nou 'n lifer is of nie. Jy kan slegs in aanmerking kom. Nou, dis 'n lang proses. Nou, as jy vat mense wat nie lewenslank is nie, daar's paroolraad, daar's 52 paroolrade in die land. Hulle doen 'n beoordeling, jou hele leer, hulle maak dan 'n aanbeveling en dan kan hulle besluit of jy op parool gaan of nie. Nou ek as 'n minister het nie enige seggenskap oor mense wat nie lewenslank is nie. En dan kry jy gevalle soos, daar kom ek vat nou maar die nuutste voorbeeld, is die Griquastad moordenaar. Ja. Hy is 20 jaar gefonnis, so hy's nie 'n lifer nie. Hy het parool gekry, ek het besware gekry vanuit die gemeenskap, en dan sê die wet, mag ek as 'n minister, mag dan vra vir 'n hersiening daarvan. Dan word daar 'n paroolhersieningsraad saamgestel. Nou, die gewone paroolraad bestaan uit 6 mense, waarvan 4 uit die gemeenskap uitkom. Maar as jy vra vir 'n hersiening, dan kom dit uit die Nasionale Raad van Korrektiewe Dienste, dis waar regters is, en byvoorbeeld die voorsitter op die hersieningsraad se regter. Nou in hierdie geval is die parool toe nou teruggetrek. As ons by lifers kom, dan gaan dit ook deur 'n proses paroolraad, dan gaan dit ook na die Nasionale Raad toe en hulle maak aanbevelings na die minister toe. En net die minister besluit daaroor. Nou kom ek praat vinnig daaroor, want dis hierdie mense wat ernstige misdrywe gepleeg het, moord, verkrachting en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou ek is baie streng. Ek kyk na wat is die risiko van heroortreding. Jy kry so kundige verslae, daar's baie verslae, en as daar byvoorbeeld dit word kategorie, dis 'n lae of 'n matige of 'n hoë risiko van heroortreding. Nou as dit enigsins, as kry ek nou 'n verslag wat sê die risiko is laag tot matig, dan keer ek dit af. Want ek sê ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap om hulle te beskerm teen misdadigers. Want eintlik sê die verslag, maar hierdie ou het dalk 'n goeie kans dat hy weer gaan
'n misdryf pleeg. En dis 'n groot probleem. Ons heroortredingssyfer is te hoog. So dan besluit ek daarteen of ek kan besluit om dit wel toe te staan. En dis hoe parol werk. Maar dan moet hulle verstaan, dit is hulle kom in aanmerking, hulle het nie die reg daarop nie. Ek is ook nou besig, ek is ver gevorder, ons gaan elektroniese bande kry, wat hulle dan moet dra, as jy op parol gaan, so jy kan die persoon die hele tyd monitor, jy kry baie moderne elektroniese bande, hy sê vir jou byvoorbeeld as jy alkohol gebruik, en of jy dwelms gebruik, en jy mag nie, want dan word jy teruggeroep, terug in die tronk. So, ons het so 'n minuut voordat ons dokter moet laat gaan, maar ek weet, dokter se departement is onder 'n vergrootglas, nê? En dit was 'n moeilike skip om te draai, maar toe dokter hoor, dit is dokter is nou die minister van korrektiewe dienste, was dit iets waarna dokter uitgesien het? Dit hang af wat jy bedoel met uitsien. Ek gaan nou nie, ons het nie tyd daarvoor nie. Onthou, ons het nie gevra vir 'n ministerspos nie. Ons het nie gedink ons gaan een kry nie. Maar ek het onmiddellik het dit daaroor gegaan toe daar nou besluit is ek word dit. Ek sien dit as 'n bepaalde verantwoordelikheid. Dis 'n werk wat ek moet doen. Nou, ek was al die jare, ek is nou al van 89 in die parlement. Ek was nog al die jare op die portefeulje komitee van polisie. So ek het baie daarmee te doen gehad. So ek het daar 'n bietjie daai agtergrond. En vir my is dis 'n uitdaging. Dis 'n belangrike werk, want jy moet die gemeenskap beskerm. Jy's natuurlik, daar's baie kritiek en daar is baie redes ook vir sekere kritiek, want die toestande in ons tronke is haglik. Ek meen ons het oor die afgelope 6 jaar kan ek amper sê die begroting besnoei met amper so 11,7 miljard rand. Die mense word meer. En of sal ek sê nou die kliënte, die prisoniers word meer, maar ons het net soveel spasie. So dit is werklik 'n klomp uitdagings, en my uitgangspunt is net, jy moet objektief wees, jy moet altyd billik wees, jy moet regverdig wees, en ek sê die grootste bate van korrektiewe dienste is sy mense, die werknemers. En ek het 3 beginsels wat ek toepas. Jy gee erkenning aan jou bates, wat die belangrikste is, jou mense. Dan gaan dit oor, daar moet dissipline wees en daar moet gevolge wees as jy oortree. En dan praat ek nou van die werknemers. En ek moet sê, daar is uitstekende, hardwerkende werknemers in korrektiewe dienste wat werklik hoë integriteit het en wat hulle werk doen. En dit maak my trots as ons daai mense kan help. En baie van die mense kom nou meer en meer na vore om die vrot appels te identifiseer. En dan raak ons met hulle van hulle ontslaa. Dis 'n groot probleem, so olifant, maar ons eet ons stukkie vir stukkie. Dis reg. Maar minister, jy gaan binnekort 'n paar interessante kliënte hê na hierdie Madlanga kommissie. Paar manne wat hoog op was voorheen. En nou gaan hulle aan die onderkant van die voedselketting in beweeg. Ja, hulle gaan agterkom, maak nie saak wat so 'n hoë posisie jy bekleed in die samelewing en hoeveel geld jy het nie. As jy daar by ons eindig, dan wil ek regtig sê jy's gelyk met almal. Ja, minister, baie dankie vir jou tyd. Dit was regtig baie lekker om jou hier te kon gehad het. Uiteindelik 'n bietjie met jou te kon gesels. Ek dink die kort en die lank van die hele gesprek is, as jy nou die naweek bietjie bok rugby geniet en jy braai jou skaapchoppie by die huis, is die ander ding, moenie drink en bestuur nie, want jy wil nou nie 'n kliënt raak by die minister se winkel vir iets so simpel soos dronk bestuur nie, nee minister. Dopineer, baie dankie vir jou en vir Nina. Dis 'n voorreg vir my. Ons kan weer eendag so gesels as jy wil. Gerus. En jy's reg, asseblief. Jy mag nou nie meer braai in die tronk nie. Dalk kon jy in die verlede, maar nie meer. Wys jou, 'n Suid-Afrikaner bly Suid-Afrikaner. Of jy nou in die tronk is of in die parkie, maar 'n braai gaan gebraai word. Groot FM 90.5